Goeienaand. Die beloofde seun Isak word gebore. Abraham reageer op die geboorte deur in die geloof Isak te laat besny en Sara lag van blydskap. Maar daar is ook 'n ander reaksie op die geboorte. Genesis 21 vers 8 tot 12. Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara, die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin, vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham: "Jaag hierdie slavin en haar seun weg." Die 15-jarige Ismael lag ook. Hy lag 'n spotlag. Hy is glad nie tevrede met die geboorte van Isak nie. En hierin word vir ons veel meer geopenbaar as 'n bedreigde tienerseun wat met die geboorte van 'n nuwe baba homself bedreig voel. Hierdie spotlag word die begin van 'n gespot met die Here se beloftes en dis met die Here self. Ismael moes immers goed bekend gewees het met die beloftes van die Here en met die lang verwagting op die geboorte van Isak. Met hierdie lag vind daar eintlik skeiding plaas tussen die volk wat die Here deur Isak tot stand sou bring en die nasies wat deur Ismael gebore sou word. Genesis 21 vers 9 tot 14 lees ons: toe Sara hom sien lag, sê sy vir Abraham: "Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie." Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê: "Moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. Tog sal ek die seun van die slavin 'n nasie maak, want hy is jou kind." Sara neem dus die leiding en al is Abraham huiwerig, bevestig die Here dat wat Sara sê reg is. Die skeiding moet plaasvind. Van hier af loop die twee lyne dwars deur die Bybel. Paulus sou die lyn in Galasiërs 4 vers 21 en verder optel en van toepassing maak op die redding wat deur die geloof in Jesus Christus en nie deur die natuurlike Joodse bloedlyn nie plaasvind. Hier volgens is Ismael uit Hagar volgens die natuurlike weg gebore, maar Isak uit Sara volgens die weg van die belofte van die Here. Daar's niks natuurliks aan die geboorte van Isak nie. Dit dui op die genadige ingrype van die Here. En net so is gelowiges vandag nog steeds gered, nie volgens die natuurlike afstammeling van die Jode nie, maar omdat hulle deur die genade deur God volgens sy beloftes gered word. En hierdie twee lyne kan nie saamloop nie. Galasiërs 4 vers 30 sê hy: "Maar wat sê die skrif hiervan? Jaag die slavin en haar seun weg, want die seun van die slavin mag hoegenaamd nie saam met die seun van die vrygeborene erf nie." Hierdie spotlag tel ons dwars deur die geskiedenis op. Die vyande van Israel lag vir sy volk en vir God. Hy word geminag, sy naam word oneer aangedoen. Paulus, die Psalm sing verskillende plekke van die spotlag van die vyand. Hierdie spotlag sou rondom die kruisiging van Jesus weer helder weer klink, wanneer soldate en die omstanders hom met hulle woorde en hulle dade bespot. Vandag hoor ons steeds die spotlag van 'n wêreld wat nie kan glo dat die verlosser aan die kruis die seun van God is nie. God self en sy volk word vandag nog gehoon en gespot. En dit sal voortduur tot met die wederkoms, wanneer die gespot in 'n oomblik sal verander in 'n erkenning dat Jesus Christus werklik die seun van God is. Moenie dat die spotlag van die wêreld jou ontmoedig nie. Moet dit ook nie verdra nie. Moenie toelaat dat dit, al is dit in die vorm van 'n glimlag, op ons gesigte begin verskyn nie. Onthou die naam Isak. Hy lag. God lag. Hy lag die laaste. Goeienaand.